en welkom by hierdie oordeenking. Daar is mos stories wat jou nie net laat dink nie, maar wat jou ook inspireer om die wêreld en jou eie lewe anders te sien. Die skrywer Jaco Strydom het een so 'n storie vertel in een van sy boeke wat ek net nie kan vergeet nie. Het gaan oor twee mense, 'n tweeling, wat dieselfde uitdagende omstandighede deurgemaak het. En 'n joernalis vertel, nadat hy 'n onderhoud met hulle gevoer het, dat hulle pa baie gedrink het, dat hy hulle ma mishandel het en dikwels ook vir die seuns aggressief hanteer het. En hulle het op die ou ende van een kinderhuis na die ander verskuif. Maar toe die joernalis hulle ontmoet, hoor hy iets buitengewoons. Al het hulle dieselfde pyn gedeel, het hulle lewe op totaal verskillende maniere ontvou. Die een broer sê vir die joernalis: "Dis maklik om my te oordeel, maar almal wat my storie hoor sal verstaan hoekom ek in die tronk is." Die ander broer sê: "Almal wat my storie hoor sal verstaan hoekom ek die wêreld 'n beter plek wil maak." Hier sien ons iets merkwaardig. Jou omstandighede, jou swaar kry, jou seer, hoef jou nie in bitterheid en in wanhoop in te lei nie. Jy kan draai na hoop. Die skrywer sê, die lewe maak jou bitter of beter. Die broer wat toegelaat het dat hoop sy lewe vorm, is nie net beter af persoonlik nie, hy het sy omstandighede gebruik om die wêreld rondom hom te beïnvloed. Sy storie vorm sy passie en die Here gebruik sy passie om hoop te bring, ook in ander se lewens. Hy leef sy roeping uit op soveel verskillende maniere. Hy leef sy roeping uit in sy rol as pa. Hy het besluit hy sal dit anders doen as dit wat hy beleef het toe hy groot geword het. Hy leef sy roeping uit in sy rol as man vir sy vrou. Hy het besluit hy sal haar lief hê en met respek en sagmoedigheid hanteer. Hy leef sy roeping uit in die inisiatiewe wat hy begin het. Hy het besluit hy sal opstaan vir die wat onderdruk en mishandel word, en hy sal 'n veilige plek skep vir die wat haweloos is. Hy leef sy roeping uit in sy werk. Hy het besluit dat wat hy ook al doen, hy sal dit doen met passie en met vreugde. Wat beteken hoop dan? Hoop is meer net as 'n gevoel van optimisme of bloot oppervlakkig sê alles sal oukei wees. Hoop is iets baie dieper. Hoop is 'n geskenk van God af, wat maak dat ons kan ja sê vir die lewe waartoe Jesus ons roep. Dit gee ons die vermoë om te sien wat moontlik is, selfs al is jou omstandighede uitdagend en moeilik. Omdat hoop ons toelaat om 'n prentjie te sien van hoe dinge kan wees, maak hoop ons sensitief vir die behoeftes van ander. En dit inspireer ons om te dien en om te werk, om hierdie prentjie te verwesenlik. Hoop laat ons nie net oorleef nie, dit laat ons floreer, selfs te midde van uitdagings. Wanneer ons na die broer kyk wat besluit het om die wêreld beter te maak, sien ons hoe hoop sy lewe oopgemaak het, dat hy 'n vol, groot lewe kan leef. Hy het nie net toegelaat dat sy verlede sy rigting bepaal nie. Hy het die pyn van sy lewe gebruik as brandstof vir iets groter as homself. Sy lewe word 'n instrument van hoop. En is nie vanuit sy eie kapasiteit nie, Jesus doen dit. Hy gebruik ons net soos ons is, met elke hoogte en laagtepunt van ons stories. Soos Johannes 20 vers 21 sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Jesus stuur ons. Ons word in die wêreld geplaas om ligdraers, vredemakers en draers van hoop te wees in ons werk, in die rolle wat ons speel, in ons bedieninge, in ons verhoudings, in hoe ons ons drome en passies uitlewe, in ons alledaagse aktiwiteite. Lees saam met my uit Efesiërs 5. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Ons lewe kan nou so lyk.
ten spyte van donkerte om ons en selfs die donkerte wat dalk deel was van ons storie. Nou, deur Jesus, kan ons vashou aan hoop en bewus raak van die invloed wat ons kan hê in al hierdie dimensies van ons lewe deur met hoop te lewe. Want deur met hoop te lewe bring ons Jesus se lig waar daar donkerte is. Ons bring vrede waar daar konflik is en liefde waar daar bitterheid is. So doen ons goed en leef ons verder as net onsself, want ons reflekteer die lewe van Jesus. Dink aan jou eie lewe. Daar is uitdagings en struikelblokke wat jy dalk ervaar, groot of klein. En soms lyk dit asof hoop moeilik bereikbaar is. Maar hoop is altyd daar. Jesus is gereed om jou lewe oop te maak. Deur hoop. Hy kan jou lei om vriendelikheid te wys, om geregtigheid te bewerkstellig, om kreatief te wees in die diens van ander en liefde te deel waar dit nodig is. Hy herinner jou, daar is hoop, daar is 'n toekoms saam met hom. So mag ons vandag herinner word dat hoop nie net 'n konsep is nie. Dis iets groot wat ons lewe transformeer. Hoop maak ons oop vir roeping. Hoop laat ons ander raak sien en inspireer ons om ook betekenis te bring daar waar dit nodig is om ons. So laat ons nie net oorleef nie, maar laat ons 'n lewe van invloed en liefde lei. 'n Lewe wat ander inspireer om ook oop te maak vir hoop. Kom ons bid saam. Here, wys ons hoe om hoop toe te laat om ons lewe te vorm. Laat dit ons harte oopmaak vir roeping en vir ander. Help ons om lig te wees waar daar donkerte is, vrede te kweek waar daar konflik is, en liefde te versprei waar bitterheid kan groei. Laat ons lewe lyk soos U lewe, Jesus. Amen.